In ons posttraumatiese groeireeks gesels ons ook vandag oor die gedagte van om 'n getuie van herstel te wees. Dis bemoedigend om te lees van God se belofte as deel van die beloftes wat God dan gee in Jesaja 61 en dan spesifiek vers 3. Die dag waarop hy, dis nou God, vir die in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Nou hierdie teks is deel van die profesie oor die koms van die Messias wat die volk van God sal verlos en herstel sal bring. En Jesus self het nogal in Lukas 4 gesê dat hy is wat hierdie skrifgedeelte dan vervul. Nou hoekom is die tema vir ons belangrik? Nie net moes die destydse Israeliete dit hoor nie, maar ook ons vandag. En dit is dat Christus ons kom verlos en sodanig verlos dat ons juist die getuies van hierdie herstel kan wees. Ons is die mense wat vir ander kan vertel hoe God ons gehelp het in ons trauma en dat God nog steeds teenwoordig is en bereid is om te help. En dis juist nodig omdat trauma die manier het om jou fokus te vernou en jou wêreld te verklein. En jy dink op die ou en dis net jouself wat seer het en dat jou seer jou hele lewe op die ou en bepaal, maar dit is nie heeltemal so nie. Wanneer ons deur God herstel word en deur die trauma heen groei, dan word pyn 'n getuienis. Volgens navorsing deur Josephs in sy 2011 boek What Doesn't Kill Us, wys hy dat mense wat oorgaan na posttraumatiese groei en nie net bly by posttraumatiese stres nie, hulle herstel nie net nie, hulle groei verder as die net herstel. Hulle ontwikkel dikwels 'n dieper lewensdoel en empatie. En dikwels vind 'n mens dat hierdie mense bereid is in hierdie groei om ook ander te help. Hulle wil hulle graag help, hulle ontwikkel die behoefte daartoe en hulle doen dit dan ook daadwerklik. So hulle gebruik juist hulle getuienis as 'n hoop vir ander wat dieselfde tipe trauma ervaar. Hulle gee konkrete gestalte aan wat ons nou in Jesaja 61 gelees het, naamlik dat hulle bome van redding genoem kan word. Bome wat geplant is, sodat ander mense kan sien en kan hoor God is 'n werklikheid. God se naam kan vereer word, God se naam en eer kan vermeerder word. En jy kan self so 'n boom van redding wees. Laat dit vir God toe om jou te help. Leef geïnspireerd.